vroeër vanaand hierdie hele jaarprogram geblaai, hierdie blaadjie, wat die in ritme met God, en het net beleef wat ek eintlik al vermoed die hele tyd dat ek hier is dat ek vir julle klomp goed net op 'n nuwe of op 'n ander manier sê, wat julle al reeds weet, wat dit volledig eintlik julle gemeente se teologie is, wat goed gevestig by julle is, so dis wonderlik om by familie te wees, so dis baie lekker om jou te wees. Daarmee saam moet ek begin met 'n belydenis. Ek was in Pretoria toe hulle naam verander het. Was dit 20 jaar terug, ek kan nie lekker onthou nie, dis 'n goeie tydjie terug. En Laurens het vir ons verduidelik, dit is nou die lig vir die wêreld. En ek moet bieg, van ons daar in die noorde, het gepraat van laks, nee, soos die seep, Mundi. Ja, is maar 'n bietjie jaloesie, die seep vir die wêreld, jy weet. Maar daar is ook 'n mooi beeld, metafoorde in, om God se seep vir die wêreld te wees. So, ja. Aan die een kant is dit 'n belydenis, maar dis ook 'n kompliment, né? As jy dit so ek beleef dit regtig so by julle. Vriende, julle ken al ons ritme, ons doen nie hersiening. Ja, maar dit is nou my dagtaak om hersiening te doen. Ons gaan vanaand praat oor gedryf deur die liefde. So dit gaan ons fokus wees. Maar kom ons gaan dit vinnig deur ons reeks, die hoofpunte wat ons by stil gestaan het. Ons het Sondag begin met die gedagte dat God gewone mense soos ons gebruik en toerus sy gees om buitengewone goed te doen. Letterlik idiote of idiotes in die Grieks, wat volgens die mense van die tyd nie eintlik geskoolde of geleerde ouens is nie, maar hulle saam met Jesus en hulle is besig om die wêreld op sy kop te keer. En dat die gees ons nie net toerus om goed te doen wat ons baie keer dink baie kerklike tipe van gawes is nie. Dit is ons eintlik toe om alles wat ons doen tot eer van die Here te doen. Toe het ons stil gestaan by die gedagte dat ons almal ingenooi is in God se verhaal. Die verhaal het begin met die skepping wat eindig met die volëinding, wat die sondeval het, wat alles te mekaar gekrap het. Die nuwe begin met Israel, daar in die Ou Testament. Die wending met Jesus in die 4de bedryf en dat ons in die 5de bedryf is wat nog nie geskryf is nie. Ons improviseer in die 5de bedryf die koms van God se koninkryk op grond wat ons verstaan van die vorige bedrywe en wat ons weet van die volëinding. En ons het gisteraand stil gestaan by die wending, by die opstanding van Jesus en dan ook ons grootste hoop op hoe die 6de bedryf gaan wees. Ons het ook vir mekaar gesê, jy is nie gehoorsaam met die Bybel as jy 'n vorige bedryf vir jou opvoer nie. Jy is gehoorsaam as jy in die storie leef. As jy met die vorige bedrywe baie goed ken, maar jy kan nie terug gaan Israel toe nie, jy kan nie leef soos die Jood 2000 jaar terug nie. So die goeie nuus is, jy kan bacon en kreef eet, dit is vir jou reg om te eet in die 5de bedryf, in die 3de bedryf kon dit nie eet nie. So ons leef in 'n baie spesifieke bedryf, wat vereis dat ons weet waar ons is en waar ons op pad is. Dan het ons gepraat oor ons diepste hoop, dat ons nie net glo dat ons siel by God sal wees na ons dood nie, lewe na die dood nie, maar dat ons glo in die opstanding van die vlees, die verheerlikte liggaam, verheerlikte siel, lewe na die dood. Ons het gisteraand lank daarby stil gestaan. Ons het nou gepraat dat in hierdie lewe voor die dood leef ons in 'n bepaalde verhoudings wat God ons geplaas het met homself, die omgewing, onsself en ander, en dat eintlik alles wat ons doen, elke interaksie wat ons het met enige van hierdie kolle is 'n geleentheid om vir God te dien. By jou werk, by die kerk, wanneer jy in die natuur is, wanneer jy met jouself besig is en wanneer jy ook met God besig is. Al hierdie verhoudings is belangrik. En daarom kan ons eintlik oor God met mense praat deur by enige van hierdie kolle te begin. Jy kan begin by die omgewing en dan kan jy beweeg na God toe, of jy kan begin by hulle ervaring van hulle self en beweeg na God toe. Ons leef in hierdie dinamiese verhoudings. So waar is ons nou? Ons is in die oorgang tussen die 4 en die 5de bedryf, waar iets van die volëinding alreeds sigbaar is. In die eerste 3 bedrywe weet ons hoe die wêreld stikkend is, die nog nie, dis nie in lyn met God se wil nie. Ons weet in die 6de bedryf sal dit volledig wees en iets van daai alreeds breek nou reeds aan. Verskoon tog, Jesus gaan nie koning word nie, hy is reeds koning, nie soos julle gemeente 4 en ons leef reeds nou daarvolgens, maar die wêreld is nog nie volledig in lyn met sy heerskappy nie. So vanaand gaan ons 'n klomp skrifte wat ons saam lees, almal uit Paulus se geskrifte uit en ons gaan praat oor die liefde, wat 'n goeie tema is om te praat. Maar voordat ons saam lees, kom ons bid ook saam. Here, dit is so dat ons, wanneer ons besef dat ons in u verhaal leef, en dat ons geleenthede het om u te dien, en dat u ons toegerus het deur die Gees om u te dien. Here, soms die indruk kry dat dit
amper 'n straf is wat op ons gelê word, dat ons uit ritme met die lewe moet leef. Om in ritme met U te wees, ons eintlik uit pas bring met hierdie wêreld. Maar Here, om in ritme met U te leef, is die goeie lewe. Dis die gesonde lewe, dis die vreugdevolle lewe. Ons doen nie hierdie dinge, Here, omdat ons bang is vir U nie, ons doen dit nie omdat ons bang is vir die straf nie. Here, ons doen dit omdat ons gedring is deur U liefde, wat sigbaar is op die kruis, en elke dag in ons lewens deur U versorging van ons. En daarom bid ons, Here, dat ons wat U nuut gemaak is, wat gedring word deur die liefde, dat ons ook agente van U liefde sal wees, oral waar ons kom. Amen. Ons eerste gedeelte is 'n gedeelte uit Filippense. Paulus skryf vir die Filippense daar in Filippi. Dis op die landbrug tussen Griekeland en Turkye. Dis 'n plek waar 'n groot groep Romeinse soldate afgetree het, die sogenaamde Emeriti. En ek sien baie van julle het ook al julle 10% afslag by gamekaartjies gekry. So dis belangrik om te verstaan, daai hele gemeente in Filippi het waarskynlik ook hulle gamekaartjies gehad. Jy kan nie aftree uit God se diens uit nie. Ja, jy bly in diens tot jy aanbeweeg na die volgende bedryf toe. En wat ek vanaand vir julle wil oor praat is 'n ding wat jy net vir 'n oomblik oor moet dink. En dit is beskoontog of liefde net 'n ding is. En of liefde uit 'n bepaalde bestanddele bestaan. Kan jy liefde meer maak? As ek net vir julle sê jy moet jou buurman lief hê of met jou vrou lief hê, is dit net 'n opdrag van, okay, ek moet dit nou gaan doen, maar hoe doen ek dit? Wat moet met my gebeur, so die liefde kan toeneem, of die liefde kan terugkom? En ons kyk nou na 'n paar van Paulus se briewe, want Paulus het baie hard en diep nagedink oor die wesenseienskappe, die boustene, die elemente van die liefde, en op verskillende plekke pak hy dit vir ons uit. So kom ons begin by Filippense 1, vers 9. Dis nou vir hierdie klomp afgetrede mense. Hy sê, ek bid juist dat julle liefde al hoe meer sal toeneem. So vir Paulus is dit duidelik, liefde is iets wat jy kan vermeerder. Dis is wanneer jy sien die sop is min kan die water bygooi, jy kan dit meer maak. Hoe vermeerder jy dit? Al hoe meer sal toeneem in kennis en insig. Jy gooi kennis en insig by en dit raak meer. Wat gebeur dan? Om die dinge wat saak maak te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus, die koms van die 6de bedryf, innerlik suiwer en onberustelik kan wees. Gevul met die vrug van geregtigheid deur Jesus Christus tot verheerliking en lof van God. Dan in Kolossense 3 vers 12, skryf hy in Kolosse, dis vandag in Turkye, 'n ellendige klein plekkie, maar hy skryf hulle en hy sê, daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, beklee julle met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. So hy beskryf hulle as geliefdes, en wat doen iemand wat geliefd is, wat God se liefde ervaar? Jy beklee jouself, jy neem sekere goed op jou, jy trek sekere dinge aan, om te lyk soos 'n geliefde, en wat trek jy aan? Innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. So hoe lyk jy meer soos 'n ou wat liefde het? Jy werk aan innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Ek gaan terugkom daarna toe. Dan die baie bekende teks wat was, dat van julle troutekste was, 1 Korintiërs 13. Die ou vertaling het gesê die liefde is. So wat Paulus hier eintlik doen is hy vat die liefde en hy breek hom op in al sy elemente. En elke keer as jy lys bietjie anderste, maar dis wonderlike elemente wat hy uitlig. Hy sê die liefde bly, of as die liefde is, geduldig, liefde gee om, liefde is nie jaloers nie, spog nie, en is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang daar nie, is nie lig geraak nie, dit hou nie boek van die kwaad nie. So die liefde. Ek weet nou nie of julle ook die ervaring gehad as jy nou so jou eerste 2 jaar van jou getroude lewe is, en net voor jy in die slaap raak. Weet jy kry 'n gevoel van hier kom die slaap nou, dan sê jou wederhelfte, jou in my geval my vrou vir jou, hoekom is jy nie meer lief vir my nie? Nee? En nou weet jy, jy's in diep moeilikheid. Jy het 'n paar opsies. Die een opsie is om te maak of jy slaap, weet so 'n paar snorkgeluide te gee. En dan weet jy, die kat is al geselskap wat jy het vir die volgende week. Of jy probeer jy probeer moedig en met daai eerste opening skuif van, wat, hoekom sê jy nou so? Ne? En dan sê jy, maar jy is nie meer lief vir my nie. Dan sê ek,
is lief vir jou. En dan sê sy maar, vertel my daarvan. En dan raak Afrikaans 'n tweede taal. Né? Jy sukkel vir woorde, jy's al verlomp met die ding en jy praat jouself uit dieper in die moeilikheid in. So die vraag, wat is liefde en hoe beleef ons liefde, is 'n geweldige belangrike ene. Toe ek groot geword het, kon jy by die snoepie hierdie poeier lekkertjies koop, né? Jy weet, love is. En as jy nou oog by muisie gehad het, dan jy nou weet, as jou vriende nie kyk nie, een of twee van hierdie poeiergoedjies gekoop, met 'n boodskapie op, en vir haar beste vriendin gegee, om vir haar te gee, en hou jy haar dop, en as sy dit eet, is dit nie goeie nuus nie, maar as sy het in haar potteldoosie bære, dan het jy geweet, okay, hier kom dinge nou. Jy het so en die lekkertjies het jy 'n paar wenke gegee, né? Love is, hugs and kisses, maar jy het later besef, jy het bietjie meer binne-inligting nodig vir die liefde as dit, en in daai tyd was daar 'n rapport, en ook in die huisgenoot, hierdie sketsies gewees. Love is when your search is over. Min mense weet, dis twee regte mense. Verskoning, dis Kim en Roberto Casali. En die interessante is, dit is Kim wat die prentjies geteken het. Kim was baie skaam geweest, en sy het uitgegaan met die Roberto, dis twee Australianers, en sy het in sy kosblik hierdie prentjies geteken, en saam met hom werk toe gestuur. So elke tweede dag het hy so sketsie gekry, en hy het gedink, dit is absoluut wonderlik, en hy het dit toe vir 'n uitgewer gewys. En dit is toe reg oor die wêreld opgeneem, in koerante en dinge. En sy was bekoel die besbetaalde tekenaar, cartoon-tekenaar in die wêreld, of vrouwelijkheid geweest. Die hartseer is, hy is dood in 1975 aan kanker. En na hy dood is het sy nooit weer self het geteken nie. Sy het die regte uitgegee vir iemand. So is twee regte mense wat geworstel het oor wat is die liefde. Maar selfs, jy weet, as jy nou begin groot word, dan kom jy agter, nie net poeier lekkertjies nie, maar ook die strokiesprente, help jou regtig om ten diepste te verstaan, wat is die liefde, as jou vrou jy die aand vra net van jou slaap raak nie. En dit is waar die evangelie vir ons so belangrik is. Want daar gebeur 'n merkwaardige ding met die Christene. Wat hulle doen is, hulle vat 'n woord, wat 'n ou woord is, 'n woord wat amper in onbruik verval het, agape, wat ons goed ken, die Griekse woord vir liefde. Daar's ook ander Griekse woorde vir liefde, phileo is dalk die bekendste wat ons ken, en hulle gee hom 'n nuwe betekenis. Dis amper soos die woord tablet, wat aan die begin beteken het 'n klein tablet waarop jy goed krap of druk, en toe dit 'n ding geraak wat jy drink, en toe die elektroniese tablette terugkom, die iPads, het ons die ou woord weer in gebruik geneem. So wat die Christene doen op 'n baie interessante manier is, hulle vat hierdie ou Griekse woord, en hulle begin hom op 'n manier inhoud gee, wat niet en anderste is. So dit beteken nie op sigself goddelike liefde nie, maar dit beteken duidelik in die Christelike kringe 'n klomp dinge amper gelyktydig. Is amper die kortste bondige manier om saam te vat en op te som wat dit is om 'n Christen te wees. Jy vier die liefdesmaal, jy betoon liefde aan mekaar, jy leef uit God se liefde uit. Die interessante is dat mense wat oor die goed dink en sê dat as jy gaan kyk in die Griekse wêreld wat die veel goederdom gehad het, 'n hele pantheon wat ons op skool van geleer het, daar's geen tekens dat agape in daai konteks ooit gebruik is nie. This term has left little trace in polytheistic Greek literature. Dit herleef saam met die Nuwe Testament, saam met die Christene. So die vraag is, wat is agape? Die beroemde Switserse teoloog Karl Barth gee my 'n baie goeie opsomming hiervan. Hy sê, in agape, humanity does not merely express its nature, but transcends it. Agape identifies with the interest of the neighbor in utter independence of the question of his attractiveness, and with no expectation of reciprocity. So kom ek pak 'n bietjie uit wat hy oor agape sê. Hy sê agape is 'n liefde wat geskoor is op God se liefde. Dit is 'n besef dat God ons liefgehad het toe ons dit nie verdien het nie, trouens toe ons vyande van God was, sê Paulus. So agape is nie 'n liefde wat gebaseer is op 'n eienskap van die persoon wat dit ontvang nie. Dis ook nie die persoon wat dit beoefen 'n uitdrukking van normale menslike natuur nie. Dis om bo ons normale natuur te leef, te transcend dit. En is 'n omgang met mense wat hulle hanteer nie op grond dat hulle verdien nie, wat hulle sê, hulle aantreklikheid is nie te sprake nie, met geen verwagting van iets terug nie.
Dis 'n wille woord, né? As mens daaroor begin dink, agape liefde. Dit is die liefde wat die Christene hulle eie begin maak. Om dit eenvoudig te stel, is liefde 'n spieël of is dit 'n lig? 'n Spieël is iets wat net wat daar is weerkaats, terugwys. En ek sal nou iets daaroor sê. Anderswoorde, as iemand mooi is, dan wys jy net vir hulle hoe mooi is hulle. As iemand aantreklik is, wys jy net vir hulle hoe aantreklik is hulle. As jou vrou vra vir jou, hoe lief is jy vir my, dan gee jy haar goeie eienskappe terug. Jy reflekteer vir haar goeie eienskappe terug. Dis nie Christelike liefde nie. Dit is romantiese liefde, né? Dit is erotiese liefde. Ek was op 'n kol in Amsterdam gewees en in een van die kerke het hulle tentoonstelling gehad van die persfotograwe se fotos van die jaar. En dis al die ellendes wat in die wêreld geskied, word daar uitgestel op daai panele. En op 'n dag wanneer die wolke oor Amsterdam skuif, dan skyn die son daar van die suide in en daai ruitglasvenster is wat die Lukas Evangelie is. Verlig al daai prente en gee dit 'n nuwe tekstuur en nuwe lig. Dit bring 'n ander tekstuur na vore. Dit in 'n sekere sin heilig dit die seer en die stikkindheid van die wêreld wat vasgevat is in daai fotos. Dit is hoe agape liefde werk. Erotiese liefde is 'n reaksie. Charlize Theron, sy is onseker hoeveel Afrikaners daar in die wêreld is, maar meeste mense sal saamstem, Charlize is sag op die oog. Mense kan baie maklik op haar verlief raak of nou iets doen wat sy kyk. As mense op haar verlief raak, is dit baie maklik om 'n spieël voor haar te sê, jy is regtig 'n baie aantreklike vrou, jy weet good for you. Jy weet dit is 'n maklike vorm van erotiese liefde. En kan ek dit sê, dis 'n goeie wenk om hierdie tegniek te volg as jou vrou jou in die aand vra, "Hoe is jy nog lief vir my?" Né? Jy gee vir haar 'n spieël oor haar goeie eienskappe. Jy gaan dan nie op die teologiese lyn van agape liefde nie, né? Ten spyte van wie jy is ek lief vir jou nie. Not good. Kan ek sê, jy en die kat gaan vir 2 weke saam praat, né? Agape liefde is nie 'n refleksie nie, dis 'n herskepende krag. Dit word beoefen ten spyte van wie iemand is. En wanneer dit beoefen word, verander dit die persoon wat dit ontvang. Hierdie is die vorige paus wat oorlede is, wat hierdie persoon wat hierdie bepaalde velsiekte het, teen die reëling by die ontmoeting fisies aangeraak het. En in hierdie daad van liefde en aanvaarding daai persoon se hele status en karakter verander het. Agape liefde verander mense ten spyte van wie hulle is. Dit is 'n oop uitnodiging om mense in te nooi in God se familie. So kom ons gaan terug na die vraag, kan ons liefde meer maak? Maar dis 'n belangrike vraag. Kyk, ons weet wat om te doen. Ons weet om te leef. Ons weet waar is ons God se verhaal, hele gemeente weet dit al vir jare. Ons sukkel om te doen. Ons bly naby die Karel Bremer Hospitaal en elke nou en dan en ons is op die N1, ons is 1 straat af van die N1. So elke ou wat ergens op pad heen is met 'n hartseer storie, wat hulp soek, die gemeentelede sê daar's die pastorie en dan land by ons. Tot ons skande doen ons dan soos die ouens daar in daai oorlogflieks maak wanneer ouens in 'n duikboot is en 'n fregat jag hulle. As ou daai knoppie van ons voordeur druk, nou hy ping, net soos die sonar afgaan, dan sê ek vir die familie, rig for silent running. Net, dan gaan ons stil in die huis. Ja, ons gaan diep en stil en niemand beweeg nie. En jy hoor hoe druk hy oor hy klokkie, weet ping, maar ons, jy sê hy duikboot, ons lê laag, ons beweeg nie. En as die ou weggaan, en ek kan op my sekuriteitskamera soos 'n periskoop sien, daar loop die ou nou, dan gee ek die teken vir die nelle, ons kan weer opkom boontoe, ons kan weer beweeg, ons kan weer geraas maak. En dan voel ons die hele dag sleg. Ons voel die hele dag soos honde. Né? Want ons weet, ons nie gedink daai ou het hulp nodig nie. Ons het nie ons nie gedring om hom te help nie, want ons weet wie dit is, ons sien hoe lyk sy lewe. Ons het die liefde misverstaan wat God vir ons gegee het. Dis 'n liefde ten spyte van, met geen verwagting van 'n teenprestasie nie. En ons weet dit. Daarom moet ons werk aan ons liefde. So kom ons gaan terug na die gedagte wat ons gekry het by Paulus. Paulus, op verskeie plekke het ek vir julle gewys het toe ons dit gelees het, sê dat jy die liefde eintlik soos deur 'n prisma kan stuur of 'n spektrograaf, jy kan verskillende beelde gebruik. En dan ontdek jy dat die liefde is eintlik opgebou uit 'n klomp
ingesteldhede, 'n klomp praktyke, 'n klomp dinge, wat beteken dat as jy vir jouself afvra, hoe kan ek my liefde herwin vir die ou wat my deur die klokkie lei, weet 9 die aand of 3 die oggend of wat ook al. Dan help dit net nie, ons sit in 'n kring om 'n tafel en ek sê net vir die klomp nelle mense, ons moet vir mense lief wees nie. Jy weet, dan knik hulle kop, ja, ons moet. Wat beteken dit? Ons moet net met ons af opsaik en meer lief wees nie. Wat jou help is om terug te sê, okay, waaruit bestaan die liefde? Hoekom het ek 'n gebrek aan liefde vir hierdie persoon die agape liefde waarvan God gepraat het? Dan kan ek vir myself afvra, hoe lyk my innige meelewing? As my ma bel en ek moet weer iets vir haar doen of het ek regtig 'n innige meelewing met haar. Goedheid is daai eienskap van God in die Ou Testament. Wil ek vir mense die goeie wil, al is hulle baie keer nie goed met my nie. Nederigheid, dink ek dalk te veel vir myself om mense te help. Hoe gaan my sagmoedigheid? Hoe gaan dit my geduld? So baie keer beoefen ek nie geliefde teenoor persone nie, want ek het 'n geduld tekort. En nou moet ek myself afvra, hoe het ek 'n geduld tekort? Wat kan ek daaraan doen? En as ek my geduld aangevul het, dan vul ek my liefde aan en ek betoon meer liefde. Jy kry die gedagtegang. Dis nie net jou koppie knip en sê, ja, die Here het gesê ons mekaar lief wees, ons moet vir mekaar lief wees, maar jy weet, dis nou taaf. Paulus sê, wel, hoe is jy lief vir die ouens in die gemeente nie? Hoe lyk jou meelewing? Hoe lyk jou nederigheid? Dink jy is te goed vir ander mense? Dalk moet jy 'n bietjie werk aan jou nederigheid, dit vermeerder en dan is jou liefde meer. Filippense is ook 'n interessante teks wat hy pertinent praat van hoe kan jy liefde meer maak? Dat jy liefde in al hoe meer sal toeneem. So liefde is nie 'n ding wat nie vermeerder kan word vir Paulus nie. Hier gebruik hy kennis en insig, wat hy sê, hoe meer jy verstaan en hoe beter jy begrip het, hoe meer raak jou liefde. En dan gebeur daar 'n merkwaardige ding. Dan kan jy onderskei wat regtig saak maak met die oog op die 6de bedryf. Hy sê, om die dinge wat saak maak te onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus, in ons terme die 6de bedryf wat aanbreek, innerlik suiwer, onberustelik, met die vrug van geregtigheid deur Jesus Christus, tot verheerliking en lof van God kan leef. So, kom ons praat 'n bietjie oor hierdie ding van kennis en insig. Daar's mense aan wie ons moeilik liefde betoon, want ons het geen kennis van hulle lewe nie, en ons het nie insig in hulle lewe nie. Ons dink hulle is soos ons, maar ons verstaan nie werklik wie hulle is nie. Jy dink jou vrou is soos jy, dit 'n bietjie korter dalk, maar is 'n ander mens. Is 'n ander mens, verstaan jy regtig die persoon? En as jy kennis en insig van mekaar meng, dan begin jy 'n fyn aanvoeling kry, die ou vertaling gesê, om te kan onderskei tussen dinge wat regtig saak maak. Dis nog 'n belangrike vaardigheid om te weet wat is belangrik en wat is nie belangrik in jou lewe nie. Ons kan soms doodgewoon op 'n verkeerde ding al ons emosies spandeer. En dan word jy gesuiwer en voorberei vir die 6de dag. So maak dit meer. Die 1 Korintiërs 13 teks is waarskynlik amper die klassieke teks hiervoor. En van die elemente kom weer na vore net so 'n bietjie anders verwoord. Weerens, as jy liefde deur 'n prisma sien, dan sien jy liefde is eintlik die samekoms van geduld, omgee, om nie jaloers te wees nie, om nie spog te. Dis eintlik die mengsel van daai dinge. So weerens, as jy agterkom jou liefde vir jou man raak minder, dan moet jy vir jouself afvra, weerens geduld, is jy dalk jaloers op jou ou nie? Dink jy te veel van jouself nie? Is jy dalk verwaand nie? En dalk moet jy daaraan werk. En as jy daaraan werk, dan neem jy liefde weer toe. Jy herwin die liefde. So liefde bly geduldig, liefde gee om, liefde is nie jaloers nie, spog nie, en is nie verwaand nie. Jaloers, jy dink nie te min van jouself teenoor 'n ander persoon nie, spog nie, jy dink nie te veel van jouself teenoor 'n ander persoon nie. Dis maar nie om te sê, jy moet wees nederig. En is nie verwaand nie, jy stel jouself nie voorop nie, liefde tree nie onbehoorlik op nie. Jy moet gaan vra, hoekom is ek so knorrig vir my man, tree ek dalk onbehoorlik teenoor hom op nie. In hierdie geval moet ek dit uithaal. Jaag nie eie belang raak nie, is nie lig geraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie. Kyk, julle almal ken nou mense van hulle raak gou kwaad, en van hulle raak nooit weer vriendelik nie. Ek het 'n vriend gehad wat gesê het, weet sy vrou, weet as dit jou goed gaan, dan kom jy agter, sy het alles wat hy al verkeerd gedoen het, in 'n leer alfabeties gerealiseer. Jy weet, sy gaan teruggaan in tyd. Dit is onmoontlik om liefde te laat toeneem as jy boek hou van die kwaad. Dit is onmoontlik om liefde te laat floreer as jy lig geraak is.
So as jy agterkom, jy en jou buurman of jy en jou vrou of jou kinders hake mekaar, dan moet jy vir jouself afvra, watter bestanddeel ontbreek in die verhouding? Is jy dalk nie net lig geraak nie? Is nie dat jou eie belang op die plek nie? Jy kan nie jou kind laat sit en sê, luister boet, die rede hoekom ons hak is, jy dink aan niemand anders behalwe jouself nie. Ek gaan nou vir jou sê vandag, jy het 'n tekort aan die eie belang, of jy het 'n oorskot eie belang. Haal dit uit. It's not going to serve you well in life. En die liefde sal toeneem. So ons is geroep om hierdie te doen. My ouer broer het laat getrou, by ouderdom van 47, en het toe van sy bruid 'n geskenkie gekry op sy trouaand, 'n mooi pakkie met 'n TMP in, en hom oopmaak staan daar onder nuwe bestuur. En en dis waar, maar dis 'n bestuur van liefde, né? En hy weet die man floreer. Ons is onder nuwe bestuur, vriende. Op julle gemeente vier dit, ons is onder nuwe bestuur, dankse die opstanding van Christus, die hemelvaart van Jesus, sy heerskappy, die uitstorting van die Gees. Ons is geroep om nou 'n nuwe bestuur te leef. Hoe ons dit doen, sê die Bybel, kan op twee maniere verstaan word. As jy na die bergrede kyk van Jesus, ons kan dink ons is 'n stad op 'n berg of 'n lig, weet julle hou van die looksting, wat vir die wêreld. En dis eintlik wanneer die kerk saam gekonsentreer word om dinge te doen wat enkelinge nie kan doen nie, veral bedieninge wat oor 'n tyd moet kontinuïteit wees, dit is te duur vir een persoon te doen, te groot las vir een persoon gedoen. God roep ons in mekaar binne gemeentes om bedieninge, uitreike, kategese en 'n klomp goed te doen wat enkele nie kan doen nie. Vriende, daar's geen ander manier om van hierdie take te doen as om deel van 'n geloofsgemeenskap te wees nie. Daar's ook goeie navorsing wat sê dat mense wat onttrek van 'n geloofsgemeenskap, al is hulle hoe gelowig, het 'n baie lae kans om hulle geloof oor te dra aan hulle kinders en hulle kleinkinders. Jy het 'n village nodig, jy het 'n gemeente nodig om met daarmee te help. Ons word saam geroep om goed te doen wat enkelinge nie kan doen nie. Maar dan word ons ook met die beeld van sout gebruik, en ons het 'n paar keer gepraat in die reeks, waar God ons geplaas het, in die werk wat hy ons geplaas het, met die gawes en talente ons geplaas het, die koninkryk uit te leef. Ons kan nie net gekonsentreerd mekaar warm broei nie, ons moet ook in die wêreld ingaan. So ons is sowel 'n lig as wat ons sout vir die wêreld is, sowel 'n stad as wat ons sout is. Ons moet in hierdie dinamiese verhouding werk tussen die geloofsgemeenskap wat ons goed saam gekonsentreerd doen, soos God aanbid, kategese, uitreike, alles wat jy in die gemeente doen. Dit is geweldig belangrik. Maar ook waar ons kom, moet ons 'n verskil maak. Die triek is, as jy na hierdie prentjie kyk, en jy vat Suid-Afrika, watter kleur is die Christene in die prentjie? Want soos die staatssensus sê, is die Christene die grys kolletjies. So as ons die grys kolletjies is, en die land lyk soos hy lyk, verstaan ons nie iets wat dit is om nie gemaak te gewees en gedryf te word deur die liefde nie. Ons moet regtig gaan kyk na die bestanddele van ons liefde en seker maak dat ons dit korrek en reg uitleef. Want mens sou dit nie veronderstel as mense op die sensusvorm inskryf wat hulle Christene is, dat ons land lyk soos hy lyk. Ons sal mekaar regtig hieroor aanspreeklik moet hou. So, vriend, waar het God jou geplaas? Nou jy is die grys kolletjie, jy is nie alleen daar geplaas nie, om hierdie verskil te maak. Ek vat jou terug na die prentjie met die verskillende verhoudings van julle werk, waar jy primêr met die omgewing werk, jy hou die wêreld in lyn met God se wil, van julle werk, verhouding met ander mense, as jy die bank werk of in die prokureur is, jy eintlik bestuur hierdie verhouding tussen mense, nee, dat mense nie gekil word nie. As jy in geneeswese is, dan keer jy dat die natuur mense nie doodmaak nie. As jy met mense werk, dan werk jy met mense se selfbeeld, hulle selfverstaan. Almal vir ons is op 'n unieke plek geplaas om 'n verskil te maak. En ons opdrag is om oral waar ons kom liefde te betoon. En dan ook te vra saam met wie, en julle sien vanaand van die ander grys kolle, letterlik. Kan dit 'n verskil maak? Kan dit 'n verskil maak as Christene hulle geloof oneindig ernstig opneem en selfs onder moeilike omstandighede dit doodgewoon doen? Ek wil julle 'n verhaal vertel van die kerk in Bulgarië. Dit is 'n verhaal wat lank eintlik versleier gebly het op grond van die kommunistiese bedeling in Bulgarië na die val van na die Tweede Wêreldoorlog tot die val van die Ystergordyn. In die begin van die oorlog was Bulgarië 'n bondgenoot gewees van Nazi-Duitsland. En op 'n vreemde manier het dit 'n beskerming gebied aan die Jode in Bulgarië. Maar toe die gety van die oorlog begin draai het,
het hulle opdrag gekry van Ribbentrop dat ook die Jode in Bulgarië bymekaar gemaak moet word en hulle moet gestuur word na Treblinka toe. Treblinka op daai stadium is 'n kamp waarin uiteindelik 850.000 Jode gesterf het. En hulle laai die Jode op die treine en hulle sit die leiers van die Jode in 'n skool aangrensend aan die spoorlyn. En die leiers van die Bulgaarse kerk, bekend as die prinse van die kerk, die biskoppe, hoor hiervan. En 'n ou met die naam van biskop Kirill, julle sien vir Kirill daar, Kirill is 2 meter lank, sigaarrokende ortodokse priester, besluit dat die ding gaan nie gebeur nie. Dit gaan nie werk nie. So hy gaan toe na die skool toe waar die Jode se leiers in mekaar gehou word en hy sê vir die Duitsers, hy wil met die mense praat. Hulle sê nee, hy klim met daai hele gewaad, sê 'n groot lyf oor die heining. En hy staan tussen die Jode. En toe by die Jode staan, toe lees hy vir hulle uit Rut uit. En hy lees die gedeelte waar Rut sê, maar Rut geantwoord, moet my tog nie dwing om van jou weg te gaan nie, en om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan, waar u bly, sal ek bly, u volk is my volk, u God is my God, waar u sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Ek lê eed af voor die Here, net die dood sal ons skei. En hy sê vir die Jode, hy verbind die kerk in hulle. Hulle sal saam met hulle sterf, hulle sal nie toelaat dat hulle vervoude word nie. Van die priesters lê op die spoorlyne, daar's 'n koning wat so half in kohesie met die nasies werk, gaan praat met die ou, en die Duitsers besef, hulle het moeilikheid, die Bulgaarse bevolking kom in beweging. En hulle gee die opdrag dat die Jode van die treine afgelaai moet word. Bulgarië is die enigste land in Europa wat nie enkele Jood verloor het na kamp nie. Tydens die Tweede Wêreldoorlog. Op grond van die optrede van die kerk. Na die oorlog, as julle dit nie kan sien dan het die Jode gekom en in die skool 'n plaak opgesit. En ek sal dit probeer lees, is baie fyn as hy sê, en die plaak sê in Engels, at this very site, Kirill, Metropolitan Bishop of Pavlov, later Patriarch of Bulgaria, stood by the Bulgarian Jews. From this place they were to be set out for the death camps. With dignity and humanity, Bulgaria saved the lives of more than 49,000 Jews at a time when the world was in the grip of fear and hostility. We bow to this memory. We bow to this memory. Vriende, daar gebeur iets. Daar gebeur iets van die kerk besef. Die Here dring ons deur sy liefde, om die liefde wat ons onverdiend ontvang het. Nie omdat ons dit ontlok het nie, nie omdat ons goeie eienskappe 'n refleksie is van God se liefde nie, maar omdat God se liefde 'n krag is wat ons almal nuut en anders gemaak het. Dat ons daai liefde moet uitdeel aan mense wat in die oë van ander mense dit nie verdien nie. Want daai liefde verander hulle. En wanneer ons onder die indruk kom dat dit moeilik is, dan moet ons mekaar sê, maar hoe het God ons lief gehad? Wat het God se Gees aan ons gedoen? En waar is die gebreke in ons liefdeformule dat ons dit kan aanvul met geduld en empatie en nederigheid en goedheid? En wanneer ons dit doen, wanneer ons dit reg kry om hierdie liefde deur te gee aan ander mense, dan verander ons mense. Dan maak ons hulle nuut 'n gelykenis met God. En dis wanneer die wêreld begin kennis neem van die evangelie. Kom ons bid saam. Here, dit is vir ons wonderlik om te ontdek dat ons deel van u verhaal is. En Here, elke enkele een van ons vanaand weet, ons is in u verhaal ingenooi, nie op grond van ons verdienste nie. Ons is hier op grond van u liefde. U liefde ten spyte van wie ons is. Here, en dat u liefde ons verander het. Ons ervaar in onsself 'n passie om uit te reik na mense wat ons nie ken nie. Ons ervaar 'n passie om hierdie wêreld nuut en anders te maak. Here, ons ervaar 'n passie om onsself te vernuwe. Ons ervaar 'n passie, Here, om 'n nuwe verhouding met u te staan. Here, al hierdie dinge is die krag van u liefde. En daarom bid ons, Here, dat ons wat nuut gemaak is deur u liefde, dat ons ook hierdie liefde sal deurgee aan ander. Ander wat dit nie verdien nie, Here, ander wat dikwels verbaas word daardeur. En Here, wanneer ons hiermee sukkel, dat u Gees ons sal aanvul en wat ons kort om 'n liefdevolle, verwelkomende gemeenskap te wees.
Here, mag die liefde wat ons ervaar het, ook hierdie wêreld vernuwe en verander. Here, mag ons die mense wees wat vir almal lief is, ongeag wie hulle is. En Here, mag U naam daardeur verheerlik word. Amen.